Wat sal jy dink as ek vir jou sê dat jou hele lewe in 'n oogwink kan verander? Wat sal jy dink as ek sê dat al jou drome, aspirasies en die planne wat jy vir jouself so mooi neergelê het in een enkele oomblik kan verander? In vandag se video op die groot ontbyt gesels ek met Pierre en Jennifer en ek vertel vir hulle my eie lewensverhaal en hoe die verskillende paaie in my lewe gelei het tot waar ek vandag is en hoekom finansiële beplanning so na my hart lê. Hallo almal, my naam is Hardy Swart. Ek is 'n gesertifiseerde finansiële adviseur en 'n direkteur by Family Wealth Custodians. Welkom by die Family Wealth kanaal. Ons het 'n droom om meer as 1 miljoen mense positief te impakteer op ons kanaal deur kwaliteit finansiële inligting te deel, mense te help om die regte finansiële besluite te neem, beleggingsbesluite te neem en om jou familie te beskerm teen die onvoorsiene. So, sonder enige verdere vertraging, geniet vandag se video. Jy is ingeskakel op die groot ontbyt en is 'n lekkerte om saam met jou te kuier vanmôre. Ons gesels met Hardy Swart van Family Wealth Custodians. Ons het die laaste paar dae baie oor hulle gepraat hier en kort advertensietjie gelees en hier is Hardy nou, die mynpropeller van Family Wealth Custodians hier by ons in die ateljee. Ons praat spesifiek oor finansiële beplanning vir families en ons praat dalk oor bietjie meer oor nalatenskap as dit mense besef. Goeiemôre Hardy. Môre Pierre, dankie dat ek hier kan wees. Dis lekker om jou hier te hê. Hardy, ons moet maar praat oor soos ek sê, nalatenskap, want op die einde is jou finansiële situasie nie jou eie nie, dis vir jou die mense wat na jou kom. 100%. Ja, daar stem ek saam. En gepraat van na jou kom, jy het 'n baie unieke manier gehad waar jou storie begin het, spesifiek om in finansiële beplanning in te gaan. Waar en wat het jou maak besluit om die finansiële adviseur loopbaankeuse te kies? So Pierre, my storie het begin in 'n kouer wintersaand in 2003. So ek het groot geword in Naboomspruit, 'n klein plattelandse dorpie, nie te ver van hier af nie. Ons het geboer en een aand in 2003, ek onthou dit as dit gister was, het ek gesit en werk en ek het gesien daar kom 'n string karre ingery by ons plaas. En die volgende oomblik toe hoor ek 'n gil en dis een van daai gille wat jy in jou lewe nooit sal vergeet nie, verstaan? Dit gaan wat in jou rugstring afkruip en jou hele lyf slaat hoendervleis uit en opgestaan en gehardloop en toe kry ek die nuus dat my hele lewe verander het. Weet, my pa, my hero, die ou wat die broodwinner van ons huis was, is tragies in 'n karongeluk oorlede, by ouderdom van 45. Hy het my ma, myself en my broer nagelaat. En die hartseer saak was dat my pa was 'n baie suksesvolle sakeman en boer, maar toe hy die dag nie meer daar is nie, toe kom ons agter dat sy eie finansiële sake en sy finansiële beplanning glad nie in orde was nie. Weet, sy testament was opgestel in 1987, nooit opgedateer nie, weet, van die erfgename was uitgelaat uit sy boedel uit, weet, daar was bates wat nie bemaak was nie. Hy het nie lewensversekering gehad nie, en dit het veroorsaak dat my ma, weet, 'n klomp skuld gehad het, en sy moes baie moeilike finansiële besluite geneem het, weet, waarvoor sy nie reg was nie, weet, en ons moes goeders gedoen het, en besluite gemaak het wat ek dink in normale omstandighede mense nie sou gedoen het nie. En na 'n paar jaar, wat ek wil gesê is, het ek 'n baie sagte plek vir weduwees, want ek praat altyd vir my pa as die hero van ons huis, maar my ma was die fondasie, die rots wat ons ondersteun het. Weet, op 'n stadium met my ma 3 werke gehad. Sy het geboer, sy het gewerk by die koöperasie en sy het nog 'n klein besigheidjie bestuur, net om ons familie se kop bo water te hou en ook want ons het 5 gesinne wat vir ons gewerk het op die plaas en sy moes skielik verantwoordelikheid vat om na almal te kyk. En toe wat gebeur het is, na 'n paar jaar van aangaan en sukkel, het ons toe besluit om die plase en besighede te verkoop en ons nou 'n bietjie geld gehad wat ons nou moes reg belê en ons het 'n makelaar gaan sien en die persoon het ongelukkig, ek dink maar uit onkundigheid het hy seker omtrent al my ma se spaargeld wat sy al hele lewe voor gewerk het en 'n groot gedeelte van die geld wat ek en my broer gehad het, belê in 2 eiendomssyndikasies, Sharemax en Pickwest. En ongelukkig het baie van die kykers sal weet, die 2 eiendomssyndikasies nie gemaak nie. En in 'n oogwink is my ma se geld, haar spaargeld, waarvoor sy al hele lewe voor gewerk het, uitgewis. Weet, maar soos wat elke donker wolkie 'n silwer randjie het dit my 'n baie waardevolle lewensles geleer. En op die universiteit toe ontmoet ek 'n amazing meisie en vandag is sy my vrou en haar pa wat 'n finansiële adviseur was, het my swaaf onder sy vaandel geneem en alles wat ek weet vandag en ek het by hom begin werk, het ek by hom geleer. So
dis maar my storie begin het, so ek het 'n absolute passie vir wat ek doen en ja, so dis maar waar dit vandaan kom. Sure. En jy het nou 'n certified financial planner geword om Engels te gebruik, gestudeer, 'n meestersgraad in Australië gekry, jy's hoogs gekwalifiseer vir hierdie. Hoekom is daai kwalifikasie so belangrik? Ek dink die ding was met ons industrie vir 'n baie lang tydperk was dit geken deur mense wat nie noodwendig gekwalifiseerd was nie, wat baie keer soos tweedehandse karverkopers polisse gesmous het aan mense wat nie geweet wat hulle kry nie. En ek dink die industrie was ook vir baie lang tyd so bekend gewees vir mense wat polisse en produkte verkoop het aan mense. So ek dink oor die jare het dit baie verander en ek dink vandag is dit 'n baie meer professionele industrie, maar ek dink dit is ek was wat 'n dokter. Jy gaan nie na 'n dokter toe gaan wat nie gekwalifiseerd is nie. Want hy mag dalk jy gaan ook vir jou mangels en hy haal jou niere uit. Jy weet, jy gaan ook nie na 'n CA of na iemand om jou belasting te doen wat nie 'n CA is nie, maar vir so lank tyd het ons finansiële advies gevat by mense wat glad nie gekwalifiseerd was of die kundigheid gehad het om vir ons die regte advies te gee nie. So dis hoekom ek dink dis verskriklik belangrik om te praat met mense wat kundigheid, ervaring en die nodige kwalifikasies het. Uit jou situasie uit het jy geleer dat 'n mens vroeg genoeg moet beplan, jy moet voorsiening maak. Jy het dit aan julle vel gevoel. Dink jy genoeg mense doen dit in Suid-Afrika? Genoeg gesinne, veral jong gesinne wat begin doen al van jongs af, van vroeg af genoeg moeite met die beplanning van hulle finansiële toekoms. Nee, ek dink glad nie so nie. Daar's 'n baie oulike grappie waar die ou inkom by die finansiële adviseur en hy sê luister, ek tree môre af. Ek het nog nie 'n sent gespaar nie. Nou is jou tyd om 'n hero te wees, verstaan? Ja. So nee, die probleem is mense los dit te laat. Ek sien dit so baie. 'n Baie eenvoudige voorbeeld, as jy begin werk op 25 en jy tree af op 65, is dit 40 jaar. Dis 480 paychecks vir jou hele lewe. As jy aftree op 65 en jy lewe tot 95, is dit nog 30 jaar. 360 paychecks. So is nie die helfte. Dis die scary ding, verstaan? So hoe langer jy uitstel om te begin spaar en te begin reg belê, weet hoe groter raak die moeilikheid op die einde van die dag, omdat mense soveel langer lewe deesdae. Jo, dis 'n probleem. Wat is julle kernfokus by Family Wealth Custodians? So ons kernfokus, ons het 4 kernfokusse. Die kernfokusse kom almal maar van weer my persoonlike ervaring. So die eerste is weduwees. Ons is baie lief daarvoor om weduwees te help, want ongelukkig is weduwees baie vatbaar en baie kwesbaar vir swak advies, want hulle skielik word hulle wêreld omver gegooi in 'n situasie wat hulle baie moeilike besluite moet neem. Hulle is desperaat, Hulle is desperaat en hulle weet nie wie om te praat nie, waar om te gaan nie. So ons help weduwees met beplanning en om hulle die regte strukture en goed in plek te wees om daai tweede stem te wees wat hulle kan lei deur hierdie proses. Ons help ook familiebesighede, weet van wie ek self uit 'n familiebesigheid gekom het, weet en ek en my broer is saam in besigheid en ek was saam met my skoonpa in besigheid. Ek verstaan die konsep van familiebesigheid en hoe moeilik dit kan wees om dit te bestuur. Die moeilike besluite wat geneem word en hoe dit jou finansies impakteer. En dan kyk ons ook graag na afgetredenes, maar spesifiek mense wat kyk na vroeër aftrede. Weet, en hoe mens kan beplan rondom dit, wat is die belastingimplikasies, wat is die bateallokasie waarna mens moet kyk, hoe bepaal jy jou risikoprofiel, en dan die laaste ene wat ek dink ek redelike nismark het, is ons help mense wat wil kyk om te immigreer na Australië toe, wat advies het. Ek het vir 2 jaar my meestersgraad gedoen in Australië. Ek het 'n redelike ondervinding van hoe hulle finansiële stelsel werk. So baie keer wil mense immigreer spesifiek na 'n land soos Australië toe, maar eintlik geen idee van wat om te doen, wat gaan gebeur met hulle aftreegeld. En ons kan hulle so 'n bietjie leiding gee rondom dit. Ja. So dit maak julle redelik uniek. Want jy praat van 'n paar goed. Jy praat hier van julle kan weduwees help. Nou onmiddellik dink ek aan boedels en so en het julle mense wat julle kontakte wat julle daarmee kan help. Jy praat van goed soos familiebesighede. Onmiddellik dink ek aan korporatiewe implikasies, besigheidsimplikasies. Jy praat oor goeders van families. Wat maak julle so uniek? Waar kom al hierdie kennis vandaan? Wat maak julle ervaringsveld so spesiaal? Ja, so ek is baie bevoorreg om omring te wees met 'n amazing span mense. Weet, my pa het altyd gesê jy is net so goed soos die 5 mense wie jy die meeste tyd saam spandeer. Weet, en ons span is amazing. My besigheidsvernoot Jan Botha het 'n besigheid opgebou oor baie jare. Hy's so 20 jaar ouer as ek, so hy's half bietjie my mentor ook
Dit is lekker om iemand te kan werk wat al suksesvolle besighede opgebou het. Dan het ons 'n belastingkundige binne in ons praktyk, Renay Petzer, wat absoluut 'n spesialis is in belasting. My broer is self 'n CA en John en hy kom sy agtergrond is groot familiebesighede en om hulle te help om die regte strukture in plek te sit. En dan het ons 'n spesialis korttermynversekering persoon, Darius Geldenhuys, amazing ou wat regtig omgee oor sy kliënte. So ek dink ons kundigheid kom vanweë die span wat ons opgebou het rondom ons en hoe hulle mense kan help in hulle unieke situasies. Ons het amper uit so 40 sekondes. Maar ek wil net sê julle is onlangs aangewys as die beste finansiële adviespraktyk in Suid-Afrika binne net 3 jaar. Dis nogals ongelooflik om dit te dink. Hoe het julle so vinnig so baie sukses behaal? Ag, baie dankie. Ja, soos ek gesê het, ek dink is maar net is guns, weet, en dan die feit dat ons so 'n amazing span mense het, weet, ek is regtig bevoorreg om omring te wees met mense wat 'n passie het vir wat hulle doen. Want op die einde van die dag gaan dit oor die individu. Weet, ons werk met geld, maar ons werk met mense eerste. En dit is so belangrik in ons industrie om altyd te fokus op die persoon, die siel aan die oorkant wat oorkant jou sit. Ja. Weet, wat is vir hulle belangrik? Hoe kan ons hulle help? Ja, die baie dankie vir die moeite vandag. Is lekker om met jou gesels. Is lekker om te sien dat jy 'n passie het vir erfenisse, nalatenskap van families en van mense self en om mense op die regte voet te kry om 'n nalatenskap te kan hê. Baie dankie. Baie dankie vir jou tyd vanmôre. Dis Hardie Swart van Family Wealth Custodians wat vanoggend hier by ons op die bank kom kuier het. Dankie dat jy vandag hierdie video gekyk het. Ons doelwit is om meer Afrikaanse video's te produseer om vir mense te help met moeilike finansiële besluite, beleggingsbesluite en om seker te maak dat jou familie beskerm bly. Want op die einde van die dag is ons familie ons grootste welvaart. As jy van hierdie video gehou het, subscribe asseblief tot ons YouTube kanaal en druk die notification bell sodat jy geen video's in die toekoms mis nie. Tot volgende keer. My naam is Hardie Swart en hou aan belê in jou finansiële toekoms.